The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. Is here among us in this place. Bow before Him, worship now. The King of glory reigns. The Spirit of the Lord is here. Raak stil in God se teenwoordigheid. Habakuk 2 vers 1 en 2 leer ons 4 dinge wat ons help om te hoor wat God sê. 1. Ga na 'n stil plek en word stil genoeg om God se stem te hoor. 2. Leer om God se stem te onderskei. 3. Leer om te onderskei as God deur prentjies praat in drome en visioene. 4. Skryf neer wat jy hoor en sien. Deel van die restaurasieproses waarmee Christus onder sy mense besig is, oor die wêreld heen, is dat hy onder andere besig is om sy mense te leer om werklik sy stem tussen al die verskillende stemme te kan onderskei en te leer ken. En om te ontdek dat hy werklik met hulle praat, dat sy hart is om met hulle te kommunikeer. Dit hoor 'n mens uit getuienis van dwars oor die wêreld. Dit is asof ons soos klein Samuel daar in 1 Samuel 3 weer moet leer om God se stem te herken wanneer hy met ons praat. Ons dink miskien, dit was ons eie gedagtes, of dit was sommer net 'n mens wat met ons gepraat het. Om dit te herken as God wat eintlik besig is om met ons te praat. Die Here het op hierdie manier ook maar in my lewe gewerk. Die meeste van julle weet dat ek vir 14 jaar predikant was in die NG Kerk. En die Here het op 'n besondere manier sommer net met my begin besig geraak. Elke Sondag staan jy daar voor God se mense en op die kanselkleed staan daar, so sê die Here, Here, en verwoord jy dit wat jy gehoor het wat die Here sê deur sy woord. Maar dit is tog asof hier in my kop, in my hart, dat ek nie regtig geglo dat God op ander maniere met 'n mens kan praat as deur die Bybel nie. En die Here het maar stelselmatig vir my begin wys dat hy ook op ander maniere met 'n mens praat. Een van die maniere wat die Here gebruik het om vir my hierdie ding te leer, was deur 'n boek wat ek gelees het van Mark en Patty Wurgler, Communion with God. En daar gebruik Mark en Patty Wurgler 2 verse daaruit Habakuk 2 vers 1 en 2, om vir God se mense te leer om werklik sy stem te hoor. Kom ek lees vir jou hierdie 2 verse. Daar staan: Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer die mense my verwyd. Die Here het vir my gesê: Skryf wat ek aan jou gaan openbaar, duidelik op kleitablette. Mark en Patty Wurgler onderskei in hierdie 2 verse 4 dinge wat ek en jy nodig het om werklik te leer om met die Here te kommunikeer, om te ontdek dat die Here met jou kommunikeer. Die eerste ding wat hulle vir ons leer, hulle sê, gaan kry vir jou 'n stil plek waar jy stil genoeg kan raak om God se stem te kan hoor tussen die stemme. Tweede ding wat hulle vir ons leer, is hulle sê,
Vertrou die Here om jou te leer om sy stem te kon onderskei wanneer hy met jou wil praat. Die derde ding wat hulle sê, is leer om te ontdek dat God ook op ander maniere met jou wil praat, deur prentjies selfs, wat hy vir jou gaan wys. Die vierde ding wat hulle dan vir jou leer, is hoe om dit dan te gaan neerskryf wat jy hoor. Dit wat jy hoor en wat jy sien, te gaan neerskryf in 'n boek om agterna te toets of dit werklik die Here was. Hierdie metode wat hulle vir my geleer het in hierdie boek van hulle, het so 'n verskil gemaak in my lewe en het my skielik laat ontdek, maar die Here praat nog altyd met my, al het ek nie so gedink nie. Ja, selfs op ander maniere as net deur die Bybel. Dan sien die Here is met ons besig. Die Here is besig om ons te verander. Sy hart is om met ons besig te wees tot die einde van ons lewe. Daar in Romeine 12 vers 1 en 2 staan daar dat die hart van die manier waarop God my en jou wil verander, dit begin alles by ons gedagtes. Kom ek lees vir jou wat daar staan. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. En dan veral hierdie stuk. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Sien, God se hart is om my en jou al meer en meer te verander, dat ons sal lyk soos Jesus. En die hart van daai veranderingsproses, die begin van daai veranderingsproses, begin hier in ons gedagtes. Daar begin God se gees, wat hier binne in ons is, werk, en begin hy om ons stelselmatig te verander. Die Bybel noem dit heiligmaking. En waarmee die Here eintlik werklik besig is die Here is besig om vir ons te leer, voor jou bekering het jy as het ware hierdie biblioteek gehad hier binne in jou, waarin jy al die inligting wat deur die jare wat jy ervaring wat jy opgedoen het, nuwe kennis wat jy aangeleer het, wat jy al hierdie inligting amper gaan leaseer het in hierdie leaseerkabinet, hier binne in jou kop, in jou biblioteek. En stelselmatig het jy hierdie massiewe biblioteek van ervarings en kennis opgebou. Maar toe kom jy tot bekering. Voor jou bekering het jy vanuit hierdie inligting, hierdie biblioteek, het jy jou keuses gemaak, het jy bepaalde dinge op 'n sekere manier beleef en ervaar. Maar nou het jy tot bekering gekom en God se gees het jou nuut gemaak. En nou wil die Here hê, jy moet op 'n ander manier begin optree, jy moet op 'n ander manier begin dink oor dinge. Anders voel selfs oor dinge. En dit lyk vir my asof die Here kom en hy kom bou letterlik 'n nuwe biblioteek hier binne in ons. Want sien, in ons ou biblioteek is daar 'n klomp nonsens. Daar in Filippense 3 vers 7 en verder sê Paulus, dis soos 'n klomp drek voor God. Kom ek lees dit vir jou. Hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word. Sien, Paulus het ontdek dat baie van die dinge wat daar in sy ou biblioteek was letterlik in God se oë soos drek. En met ons bekering en wedergeboorte kom God dan, en dan daarom kom bou hy amper 'n nuwe biblioteek hier binne in ons, wanneer sy gees in ons kom woon. En hy kom sit een boek in hierdie biblioteek neer, die Bybel. En hy stuur letterlik ook 'n bibliotekaris om te kom sit daar by die tafel, om ons te leer om hierdie boek te hanteer, die Heilige Gees. En dan is die hele proses wat die Here vir ons wil aanleer, is hy wil vir ons dan leer om, in plaas daarvan dat ons, soos ons gewoonte was, na ons ou biblioteek toe te hardloop, elke keer as ons in 'n moeilikheid kom of in 'n krisissituasie kom, dat ons sal leer om na ons nuwe biblioteek toe te gaan. En vir die bibliotekaris te gaan vra, as ons nie weet waar nie, wat God se wil in 'n spesifieke situasie is. Want God wil ons verander. Hy wil hê ons moet op 'n ander manier optree, anders dink, anders voel oor dinge. Dis God se hart. Sien nie, God is besig om my en jou te verander.
Ek spot altyd met God se mense en ek sê vir hulle, weet jy, God het jou so lief. Maar hy het jou so lief, dat hy jou nie kan los as wat jy is nie. En dit geld van elkeen van ons. En daarom as ons dan praat oor hierdie nuwe biblioteek, wat God hier binne in ons gebou het, en in ons ou biblioteek, dan weet ek en jy, dat dit nie elke dag so maklik is nie. Ons is so gewoond om na ons ou biblioteek te hardloop, om terug te gryp na ons ou oplossings, ons ou maniere van doen, dat dit letterlik 'n innerlike stryd veroorsaak, om die Heilige Gees toe te laat, om op 'n nuwe manier met ons te praat, om ons op 'n nuwe manier te lei. Daar in Galasiërs 5, vanaf vers 16, beskryf Paulus hierdie innerlike stryd, wat in elkeen van ons is, wanneer die Heilige Gees so met ons besig is. Kom ek lees dit vir jou. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Sien, ons moet die Gees van God toelaat, om ons te begin lei. Dan sal julle nooit soeg vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Sien, as ons na die ou biblioteek hardloop, dan is dit die wrange vrugte daarvan. Maar, sê Paulus, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En dis wat moet gebeur. Ons moet die Gees van God toelaat, om ons vanuit hierdie nuwe biblioteek te leer om op 'n ander manier op te tree. Ons moet hom toelaat om ons te lei, om met ons te praat, en ons moet hoor wat hy vir ons sê. Want sien nie, binne in elkeen van ons is, ek noem dit altyd, dis soos 'n tier. Hierdie tier wil net almal hap. Ja, ons partykeer selfs God hap. En wanneer die Here dan kom en ons harte begin verander en ons begin verander, dan is dit amper asof hy hierdie tier wil vat deur die werking van sy Gees, daar waar ons God se Gees toelaat om ons lewe te beheer. En dan gaan sit God se Gees letterlik hierdie tier onder in die kelderverdieping en hy maak die deur toe. En daarvan uit die kelderverdieping, ja, ons hoor so af en toe nog die grom, maar kan hierdie tier niemand skade berokken nie. Dit gebeur wanneer ons luister na die Gees van God en hardloop na die nuwe biblioteek. Maar as ek en jy nog steeds na die ou biblioteek toe hardloop, dan is dit amper asof ons kom en telkens maar weer hierdie kelderverdieping oopsluit en hierdie tier kom uit en hy begin almal maar hier rondom hap en seer maak. Mense kan dit ook beskryf as 'n stuk eie sinnigheid wat hier binne in ons is. Wat maar baie keer as ons nie toelaat dat God se Gees dit beheer en dit begin bedien nie, dan begin hierdie eie sinnigheid waar ons net ons eie kop volg, later verander in frustrasie en dit word later selfs rebellie. En die wrange vrugte daarvan ken ons. God se hart is om my en jou te verander. En daarvoor wil hy sy Gees gebruik om met ons te praat. Daarvoor wil hy die Bybel gebruik om met ons te praat. Dis soos wat daar in Psalm 119 staan. Kom ek lees vir jou wat daar staan. Daar staan: As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepaling is regverdig. As ek hulle te harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u.
U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Sien, die Here wil sy woord gebruik om met my en jou te praat, om ons te leer hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe lewenswyse wat in sy hart vir ons is. Maar hy praat nie net deur sy woord met ons nie. Hy praat natuurlik ook op baie ander maniere. Hy praat ook, hoe het ons vir mekaar gesê, met ons deur hierdie innerlike vrede, wat hier binne in ons van binne af opkom. Dit waarvan Paulus daar in Kolossense 3 vers 15 praat. As hy sê, hierdie vrede is soos 'n skeieregter, wat letterlik sy vletjie blaas as dinge verkeerd gaan. En dit is werklik God se gees wat hier binne in ons werk, om vir ons bedag te maak wanneer dinge verkeerd is. Maar God praat natuurlik ook op ander maniere. So praat hy deur geestelike raadgewers en mentorfigure in ons lewe met ons. Dit staan byvoorbeeld daar in Spreuke 19 vers 20. Kom ek lees vir jou wat daar staan. Luister na raad, aanvaar wat jy geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê. Sien, die Here gebruik baie keer mense rondom ons. Mense met wysheid, mense wat miskien meer geestelik volwasse is as jy, om jou by die hand te vat en jou te mentor, 'n bietjie met jou 'n pad te stap. Daarom sê ek, dit is so belangrik, dat wanneer mense tot bekering kom, dat hulle 'n geestelike pa of ma sal hê, 'n geestelike familie sal hê, wat hulle by die hand kan vat, en 'n pad saam met hulle kan stap, om juis, sodat die Here deur hulle, deur sy gees, deur hulle, kan praat met hulle, en hulle hierdie nuwe lewenswyse kan aanleer. Maar die Here praat natuurlik ook met ons, deur die bediening van die gawes. So gebruik hy gelowiges rondom ons, en hy rus hulle bo natuurlik toe, deur sy gawes, om sekere goed vir ons te sê. Maar die Here praat ook baie keer op ander maniere met ons. Ons het al vir mekaar gesê, hy praat ook soms deur drome en visioene met ons, soms deur gebeure wat rondom ons plaasvind, praat hy met ons. Dit lyk vir my, dat vir God om hierdie verandering in ons te bewerk, moet ek en jy bereid wees om stil genoeg te raak, om te hoor wat die Here vir ons wil sê. Om ingestel te raak, ingestem te raak vir sy stem. Ons is baie keer so besig. Ons is so aan die hardloop en net sukkel om te oorleef. Dat dit baie keer 'n stuk dissipline vra om net stil genoeg te raak dat die Here met ons kan praat, om mooi te hoor wat hy vir ons wil sê. En lyk vir my, dis waarvan Spreuke daar praat, daar in Spreuke 3, vers 5 en 6. Kom ek lees vir jou wat daar staan. Vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Sien, God se hart is om met jou en my te praat. En ons kan hom vertrou daarvoor, dat hy werklik vir ons gaan lei. Maar lyk vir my, daarvoor moet ek en jy stil genoeg word. Dis so wat daar staan in Psalm 46, vers 10. Ek lees vir wat in die NIV staan. Daar staan, Be still and know I am God. Daarom sê ek, in my eie lewe moes ek letterlik 'n stuk dissipline aanleer om stil genoeg te word, om te hoor wat die Here sê. En dis waarom die Here op 'n besondere manier vir my geleer het, uit dit wat Mark en Patty Wurgler vir my leer, daai Communion with God, uit Habakuk 2 vers 1 en 2, waar hulle vir my geleer het, gaan soek 'n stil plek, waar jy stil genoeg kan word, om die Here se stem te hoor. En dit beteken partykeer, so wat in Habakuk, die beeld wat Habakuk daar gebruik in Habakuk 2 vers 1 en 2, van hierdie wag, wat letterlik op die uitkyktoring gaan staan, met niemand anders rondom hom nie, want gewoonlik was die wag alleen, want as hy maat so gehad het daar op die uitkyktoring, dan sou hulle twee met mekaar gepraat het, en dan kon hy nie stil genoeg wees om te sien, wanneer die vyand aankom nie. En daar in sy alleenheid, kon hy sensitief wees vir enige geluid van buite af. En so moet ek en jy partykeer vir ons 'n situasie skep. Miskien in jou binnekamer, miskien in jou studeerkamer, miskien moet jy voor die dag begin alleen daar gaan sit, miskien voor die tyd opstaan, vroeg opstaan. 'n Mens moet daai stuk dissipline vir jouself aanleer, om vir jouself 'n stil plek en 'n stil tyd te kies, waar jy kan stil raak voor die Here. En die Here kan toelaat om met jou te praat. Want sien, anders hardloop ons net, en ons kop hardloop die hele dag, en ons is soveel goed waarmee ons besig is.
as deel van my dissipline, ook musiek selfs te gebruik om stil genoeg te word. Ja, ek gaan sit letterlik en sit 'n stukkie sagte musiek op, wat nie te veel woorde in het nie, wat baie keer net doodgewoon 'n melodie is, om hier binne in my net 'n stilte te skep, wat stil genoeg is om die Here se stem te hoor. Jy weet, dit is soos wat ek daar lees in 2 Konings 3 vers 15 en 16, waar ek hoor hoe die profeet, wanneer mense vir hom vra, hy moet vir hulle sê wat die Here sê, dan hoor ek hoe hy sê, bring nou vir my 'n lierspeler. Terwyl die lierspeler gespeel het die mag van die Here van Elisa in besit geneem, en hy het gesê, so sê die Here. Daar die Here het letterlik hierdie stilte wat hier binne in Elisa gebeur het toe die musiek speel, gebruik om vir Elisa te sê wat hy moet sê. So werk die Here maar met elkeen van ons, en so is ons verskillend ingestel op verskillende dinge. En musiek praat met my op 'n baie besondere manier. Die Here is besig om vir my en vir jou te leer dat hy met ons wil praat, dat hy regtig met ons wil praat. As deel van my stil word voor die Here, wat ek by Mark en Patty Vogler geleer het, waaroor dat ek leer om op 'n stil plek en 'n stil tyd net vir die Here stil genoeg te raak om die Here se stem te hoor. Het ek ook geleer om vir myself voor te stel hoe Jesus letterlik partykeer by my kom sit, daar waar ek stil is, en ek het ingestem geraak om werklik te hoor wat hy sê. Partykeer stel ek vir myself voor, stap ek letterlik saam met Jesus die troonkamer binne. Dis soos daar in Hebreërs 10, waarvan ons lees, daar vers 19, kom ek lees vir jou wat daar staan. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Nou die heiligdom waarvan hier sprake is die troonkamer van God. En dit op 'n weg wat nuut is en wat na lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, en dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as 'n groot priester oor die huis van God het. Dis amper asof ek partykeer myself moet voorstel hoe Jesus kom, en dan vat hy my by die hand, en dan stap hy saam met my die troonkamer binne, daar waar sy Vader is. En dan praat hulle met my. Dan sê hulle vir my seker goed, en ek raak ingestem op wie hulle is en wat in hulle hart is. Want soos Mark en Patty Vogler vir my geleer het, ek het ontdek dat God met my praat deur sy stem, maar dat hy ook soms met my praat deur prentjies, deur goed wat hy vir my wys, drome en visioene wat hy vir my wys. En as hy dan vir my iets wys, dan gaan sit ek en ek skryf neer wat hy vir my sê. Ek skryf neer wat hy vir my sê en wat hy vir my wys, om te gaan toets of dit werklik van die Here af is, of dit wat ek nou gehoor het en dit wat ek nou gesien het, die Here was en of dit nie die Here was nie. Want ek het ook agtergekom, ja, partykeer kan ek ook vir myself sekere dinge verbeel, kan dit ook maar net my eie gedagtes wees waarmee ek besig is. En op hierdie manier gee ek vir myself geleentheid en die Here geleentheid om vir my te wys wat is van hom en wat is nie van hom nie. Want sien, God is met ons besig. God is met my besig. God is besig om vir ons te sê, ek wil jou vriend wees. In werklikheid is daar hierdie intimiteit wat besig is om te ontwikkel tussen ons en God. 'n Vriendskap, kom ons noem dit 'n vriendskap. Ja, dis so wat daar in Johannes 15 van sprake is, as Jesus sê, julle moet in my bly, en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, en julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot, en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar, en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Sien, dis vir Jesus so belangrik, hierdie intimiteit, dat hy dit letterlik beskryf as hy en ons en hom. Ons word letterlik deel van mekaar se lewens. En dan gaan hy verder daan in Johannes 15 as hy sê, vers 15, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Sien, vir Jesus gaan dit oor hierdie vriendskap.
Hierdie vriendskap tussen ons. En daarom is my stiltyd met die Here se oogmerk om hierdie vriendskap te ontwikkel, soos wat ek enige ander vriendskap met iemand anders ontwikkel. Jy weet mos hoe vriendskap werk. Vriendskap gaan mos deur sulke fases. Die eerste fase van vriendskap is daai fase waar ons mekaar leer ken. Ons praat sommer so oor die oppervlakkige dingetjies. Hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan goed. Kyk hoe lyk jy weer. Ons gee mekaar sulke feite deur. Dis die eerste fase van vriendskap. Die tweede fase van vriendskap is wanneer ons dit begin waag, nie net om kennis aan mekaar deur te gee in feitjies nie, maar om selfs mekaar te praat oor die emosies wat ons beleef, die goed wat in ons hart aangaan. Die derde fase van vriendskap is wanneer ons nog meer begin oopmaak vir mekaar. Dis selfs daar waar ons verkeerde kant van mekaar begin wys, sonder om bang te wees, waar ek sommer net myself kan wees, ja, waar mense my kan leer vir wie ek werklik is, waar ek werklik my hele hart met hulle oopmaak, my frustrasies met hulle deel, en my hartseer en my pyn. En dan natuurlik, dan kom ons later by die vierde fase, waar ons niks meer vir mekaar wegsteek nie. Want waar ek weet, maar by hierdie mense is ek veilig. Hier hoef ek niks weg te steek nie. So ontwikkel hierdie vriendskap, ook tussen my en jou en God, waar ons die Here kans gee om homself aan ons bekend te stel, waar ons leer om hom te vertrou, waar ons sy karakter en sy wese leer ken, en stelselmatig meer en meer vir hom kans gee om ons te lei, om net op sy woord te bou, om in hom alleen vast te hou. Want sien, ons begin verstaan. Ons verstaan dat God se hart is om werklik intieme liefdesgemeenskap met ons te hê. God se hart is om vir ons sy hart te wys, en om vir ons kans te gee om ons hart vir hom te wys. Nie dat hy dit nie weet nie, maar hy wil hê ons moet dit vir hom sê, ons moet dit vir hom wys, van ons kant af. Ek wil afsluit. Daar in 2 Korintiërs 3 vers 18, spel Paulus werklik die hart van God, in hierdie verhouding tussen my en jou vir ons uit. Kom ek lees vir jou wat daar staan. Daar staan, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Sien, die Here is besig met 'n stuk verandering hier binne in ons, deur die werking van sy Gees. Dis waarom hy met ons praat. Hy is besig om ons stelselmatig meer en meer te verander van die ou Christus na die nuwe Christus. Die Christus wat voorheen gehardloop het na die ou biblioteek met al die nonsens wat in daai leeskabinette weggepak is, na 'n nuwe biblioteek waar sy Gees in beheer is, waar sy Gees ons lei en met ons praat. Sodat as die mense na ons kyk, hulle al meer en meer iets van Jesus sal sien, iets van sy karakter, sy manier van doen, sy manier van dink. Dis God se hart. Dis die bedoeling van ons tyd met die Here, van ons stiltyd met die Here, dat ons hom sal toelaat om dit in ons lewe te doen. Ek gaan nou bid, dat die Here dit in elke keer wanneer ek en jy met hom stil is, dit in ons lewe sal doen. In ons volgende sessie wil ek baie prakties met jou wees. Ek wil dit amper 'n ervaringssessie maak, waar ek vir jou gaan leer hoe ek partykeer deur 'n besondere instrument te gebruik, sommer net stil kan word voor die Here, sodat hy sy werk in my lewe kan doen, soos wat hy wil. Kom ons vra die Here nou dit wat hy in ons lewe moet doen, wanneer ons stil is. Vader, ons kom in die naam van Jesus, en ons bid dat daai tye wanneer ons stil is, elke dag, of het nou in die oggend, of in die aand, of in die middag, of waar ook al is, Here, dat U op 'n besondere manier dit stil genoeg hier binne in ons sal maak, om U stem te hoor, om te sien, Here, wat U vir ons wil wys. Here, doen dit wat U in ons lewe wil doen. Heilig ons, reinig ons, verander ons, sodat ons al meer en meer iets van die beeld van Jesus sal vertoon, sodat U naam daardeur verheerlik kan word. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen.